Hallo en welkom by vandag se les oor skilverbindings. In hierdie video sal ons ondersoek hoe verbindings gebruik word om rekords van 2 of meer tabelle te kombineer gebaseer op verwante kolomme. Jy sal leer oor die verskillende tipes verbindings soos inner, left, rigid, fill, cross en selfverbindings en sien hoe elkeen die data wat in jou resultate verskyn beïnvloed. Die inner join gee slegs die rye terug wat ooreenstemmende waardes in beide tabelle het, uitgesluit enige rekords wat nie 'n passing het nie. Byvoorbeeld, jy kan skryf, select from a inner join on a it bit. Die left outer join gee alle rye van die linker tabel terug en slegs die ooreenstemmende rye van die regter tabel. Indien daar geen passing is nie, verskyn nulle waardes vir die kolomme van die regter tabel. Byvoorbeeld, select from a left join on a it bit. Die rigid outer join gee alle rye van die regter tabel en die ooreenstemmende rye van die linker tabel terug. Wanneer daar geen ooreenstemming is nie, word nulle waardes vir die kolomme van die linker tabel getoon. Byvoorbeeld, select from a rigid join on a it bit. Die fill outer join gee alle rye terug wanneer daar 'n passing in enige van die tabelle is. Enige ongeëwenaarde rye van beide tabelle verskyn met nulle waardes vir die ontbrekende data. Byvoorbeeld, select from a fill join on a it bit. Die cross join skep 'n kartesiese produk van beide tabelle, wat beteken dat elke ry van een tabel met elke ry van die ander gekombineer word. Byvoorbeeld, select from a cross join. Die self-join word gebruik om 'n tabel met homself te verbind, dikwels om rye binne dieselfde tabel te vergelyk. Byvoorbeeld, select a naam, benaam from werknemers a join werknemers on a bestuurder it bit. En dis dit vir ons oorsig van skilverbindings. Onthou, elke tipe verbinding dien 'n spesifieke doel, of jy nou verwante rekords pas, insluitend ongeëwenaarde rekords, of selfs data binne dieselfde tabel vergelyk. Deur te verstaan hoe hierdie verbindings werk, sal jy meer akkurate en doeltreffende skilnavrae vir enige databasisprojek kan skryf. Dankie vir die kyk en totsiens in die volgende les.